My naam is Henry, ek is hier by School of Fire. Ek help hier so spanning by personeel. Ek was woonagtig in Burkersdorp en ek het hiernatoe vertrek einde Januarie 2026. Ek wil graag vandag 'n bietjie getuienis gee met 'n voorval van my in Burkersdorp waar ek eers gebly het voor ek hiernatoe vertrek het. En so ook graag 'n boodskap uitbring by die breë publiek en by die mense. En hoe die Here my aangeraak en hoe die Here my gered het op daardie spesifieke voorval. Dit begin op die aand van die 10de Mei 2021. Oudergewoonte klaargemaak in die huis en die kombuis, deure gesluit en ek het gaan lê in die kamer. En alles was lekker rustig geweest. In my kamer het my kat met my geslaap, dis 'n oorlede ma se kat. En ek het die volgende oggend, die 11de, 3:00 die oggend, skrik ek wakker en die kat loer na my. En ek besef toe maar iets is fout, want die kat wil my iets waarsku. Ek staan toe op en ek moet hom sê op daai stadium het ek ook medikasie gebruik vir slaap. Gesukkel om te slaap. Ek staan toe nou op en ek is nou nie 100% in myself nie. En ek het letterlik 3 tree gestap. En my oog vang iemand of iets in die badkamer van die kamer se kant af. Nou soos ek sê, is 'n baie kort entjie daar gewees. En ek tree nou terug en ek sit die lig aan. Maar nog niks vermoed dat iemand dalk in die badkamer is nie. En toe ek vorentoe stap, tree iemand voor my uit. En die man tel 'n mes op. En hy tel die mes op hoog en wil my steek. En op daardie oomblik besef ek maar, hier is nou 'n groot ding in die gebeur, ek wil my doodmaak, maar alles is soos letterlik soos hulle sal sê, in sekondes kom dit verby. En ek het my hande opgetel en ek het net gesê, Here, help my asseblief. En toe ek dit uitspreek, want ek het geweet, dit is my enigste hulp, my enigste uitweg wat daar is. En op daardie oomblik het die ou daai mes stadig laat sak, so asof God vir hom gesê het, luister hierso, sit neer daai mes. Dit was eintlik wonderlik geweest. Die volgende oomblik het hy vir my gesê ek moet op die vloer sit. En ek was baie bang, ek moet vir julle sê, en dit was regtig, dis vreesaanjaend, dis 'n groot skok. Dis regtig 'n groot skok. En so iets met jou gebeur. 'n Mens lees van al die goed, jy hoor van al die goed, maar jy dink nooit dit gaan met jou gebeur nie. Ek wil net dalk vooraf sê, ek het by 'n motorhawe gewerk, so ek het in die aande met my sak oor my skouer gestap huis toe. En ja, niks vermoedend dat dit vir my eendag dalk my lewe kan beteken nie. Die ou het onmiddellik van my gevra, waar is jou geld? Hy het my gevloek, hy het op my geskree. Ek het hom gesê, my geld is in my sak, daardie spesifieke sak waarvan ek nou verwys het, en dit hang letterlik 2 tree agter hom in die kombuis se kant. Hy het toe na my gekyk, het my gestaar, en dis weer asof die Here met hom gepraat het en gesê het, hy moet net doen wat ek sê, jy weet. Hy het omgedraai en hy die sak gegryp, en dit was weer split sekondes, wat ek moes besluit, wat gaan ek nou doen? Wat is die pad vorentoe, want ek weet, as ek nie nou vlug of iets nie, gaan die ou definitief, ek weet nie wat is in die sak nie, ek moet eerlik wees, tot vandag toe kan ek nie onthou, was daar geld in die sak, of was daar nie geld in die sak nie. Ek het teruggespring in die kamer in, en soos het is met die ou, hy sê, sy ou klein koperknoppie, agter by die deur. Ek het opgestaan, teruggespring in die kamer, en ek het daai deurknop vasgehou, en ek het gebid, en ek sê, Here, help vir my asseblief, ek vra vir u, ek smeek u Vader. Soos ek weer gesê het, ek was so geskok nie. Daar gaan soveel goed deur die kop, jy weet nie op daai stadium, wat is reg en wat is verkeerd nie. Letterlik van my af op daai stadium was 4 tree van my, van die ander kant van die bed, was my radio, wat ek behoort aan 'n buurtwag, my telefoon, alles was daar gewees. Nou sit ek, moet ek die radio gryp, moet ek die deur los, moet ek die radio gryp, moet ek die deur los, jy weet nie wat jy moet doen op daai stadium nie. En ek het aangehou bid, ek het aan mekaar vir die Here gevra, Here, gee vir my, wys vir my. En ek het vir die Here gevra om daai deur so styf vas te hou, dat ek nie daai radio goed kan gryp. Ek het die radio goed gegryp, ek het terughardloop na die deur toe, die deur vasgehou, soos ek gesê het, aan daai klein knop, en hy kon daai deur oopbreek soos niks. Die nood ontbied op die radio, en ja, binne sekondes was die polisie daar, so die buurtwag was daar, en almal was daar. Vreesaanjaend het ek uitgestap en ek was regtig, dit was baie swaar vir my gewees. Ek kan regtig vandag sê, dit het my 'n groot knou gegee, wat gesondheid betref.
Ek kan dit voel vandag nog. Ja, ek is toe nou werk toe en dit was nog al die oggendure gewees en ek het nou maar daar gesit, want wat moet ek nou doen? Ek was te bang om terug te gaan huis toe. Ek was regtig te bang, iemand wag nog vir my gewees, want daar was meer as een gewees op daai stadium. En die ouens het maar gekom, ek het gewerk, die volgende dag as ek terug, of die aand as ek weer terug huis toe, maar baie bang, ek gaan vir julle sê baie bang, maar ek het gebid soos in my lewe nog nie. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addicts, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place. Vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stappie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook. En as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. En ek het net weer teruggeval op Psalm 23. Psalm 23 wat sê, die Here is my herder, het ek net weer besef. Die Here is my herder. En ek het daardie woorde so letterlik gevat en net besef hoe kragtig is die woord van God vir ons. Hoe moet ons rely op dit? En dat dit nie net weer iets is wat ons moet opsê of iets is wat ons moet ken nie. Dit is regtig so. Ek kan sê die woord van God is reël, regtig waar. Ek getuig daarvan. In elk geval en ek het aand gaan slaap, baie min geslaap en die volgende oggend ek weer sommer vroeg werk toe. En die polisie het my gebel. En van gevra meneer Dirks, kan jy iets uitken wat hy ou gesteel het in jou sak? Ek sê ja, daar's memory sticks en die polisie sê vir my, hy het die man gearresteer. Ek kan vir julle sê wat se verligting was dit nie. Gebeure is verhoor. Ek het gebid, ek sê Here dat hierdie ou wat beskuldig is dat hy net gevang word, dat hy uit die society uitgeneem word, jy weet. En so die liewe Vader nog 'n gebed verhoor van my. So die saak aangegaan tot in 2024, die 26ste April. Was die finale saak, hy is nou skuldig bevind en hy is toe ook 'n vonnis opgelê. Maar mense het my gevra, hoe hanteer ek dit so goed? En ek kan nou regtig vandag getuig, ek het die ou gesien en ek het vir hom gesê, ek het jou vergewe, want dis wat God van ons verwag. Ons kan nie 'n grudge teen mense hou nie, ons moet mense vergewe, ons moet vergifnis hê, want die woord van die Here leer ons duidelik oor dit. Dit het ek reeds gedoen, die tweede aand het ek reeds oor die Here gesê, Here, ek vergewe hierdie ou wat my aangeval het, en ek kan regtig met 'n oop hart getuig vandag, toe ek dit sê, en ek bely dit, en ek sê, Here, om my te help, het hierdie swaar brug, hierdie swaar berg wat op my gehang het net verdwyn. Die Here het my laste vir my soveel ligter gemaak. Ek is is ek saam met mense uit, na ander uitreike toe, en ouens het my gevra, Hendrik, hoe kan jy dit reg? Jy's aangeval. Jy lewe nog, jy's fyn. Dan sê ek vir ouens, sien jy die ou wat hier agter my is? Iemand wat my vashou en dit was die Here gewees. En ek wil net so 'n bietjie praat oor die woord van die Here op dit. Ek het reeds genoem Psalm 23. Ek gou van die 1933 vertaling. Hy sê daar in die 33 vertaling, en al gaan jy deur 'n dal van doodskade wees, sal ek nie vrees nie, want ek is met jou. En dit is so mooi om te hoor, die doodskade weer, dit is verskriklik erg as iemand doodgaan. Dan sê God nog steeds, hy is met jou. Ek verwys ook graag na Psalm 121, wat sê, ek sal my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Is dit nie wonderlik vandag nie? En ek wil elkeen wat hierdie stukkie hoor vandag, wat ek regtig aanmoedig en sê, mense, lees jou Bybel, bid. Die Here is daar vir elkeen van ons. Ek het daar by die huis, na die aanvalle en goede, en na die saak en goed verby is, as ek my agter oopmaak, kyk ek so op na die berg,
dan sê ek dankie Here. En dan elke keer kom hierdie Psalm 121, kom weer op en kom net weer op. Dis nie nodig om te gaan lê nie, regtig waar. Ek het nie gegaan vir beradings nie, want die Here was my beraader geweest, die woord was my beraader geweest, ek het nie medisyne gebruik nie. Ek het my vertroue alles in God geplaas. En God het my gered, en ek het bo uitgestap. En ek het vergifnis gegee, waar vergifnis nodig was. En ja, die regter het nogal, of die landros het op die uitspraak van die saak het hy nogal vir my gesê, meneer Diedericks, jy het seker jou huis nou vol diewering so goed gesit. Ek sê ja, edelagbare, ek het dit nogal gedoen. Ek sê maar weet jy wat, die engele van die Here is oor die huis nog al die pad, van die begin tot die einde. Nie baie lank daarna nie, ek is op die, soos ek net genoem het, op die buurtwag is ek ook. Het ons die aand uit te gaan om patrollies goed te doen. Nou ons het redelike koppies in Bergenburg is daar. En ons het 'n verdagte gekry teen een van die koppies, sal ek maar sê, en ons is op haar met die kar en goede. En ek sukkel so 'n bietjie met my bene goed, dat maar 'n bietjie pyn en seer is en so aan. Maar ek gaan nou langs vir dan nou kort te maak. Ek is toe nou af teen hierdie koppie en ek begin gly. Mense letterlik is daar afgronde by hierdie koppie wat ek toe nou gly. En toe ek begin gly, sê ek Here asseblief help my. Dis al wat jy kan doen mense, want my geloof is in God. Ek weet die Here sal vir my help. Wat ek ook al vra, hy sê dit in sy woord. En ek het dit gevra en ek het letterlik gestop. En almal het geskree van onderaf, Henry, is jy alright? Ek het gesê ek is alright en ons sê jy kon dood gewees het. En daar die Here weer vir my net gewys. Die Here is groot mense, die Here beskerm ons. Die Here is daar vir ons elke dag en elke nag. En ons kry dit so baie wat mense dink as jy Sondag na die kerk toe gaan, is dit nou genoeg. Dit is glad nie genoeg nie. Die Here wil hê jy moet hom vashou dag en nag, 24/7, 365. Jy kan nie net Sondag kerk toe gaan en dink dit is nou genoeg nie. Nee. Lees jou Bybel soos ek net gesê het en bid gedurig. Dit is regtig so belangrik. Die Here is so lief vir ons. Die Here is lief vir elkeen van ons en ons is geskape. Ons is kinders van die Here. En die Here hy's happy as hy sien ons aanbid hom en ons vra vir hom en hy lei vir ons. Elke oggend as ons oë oopmaak, is dit 'n geskenk van God. Dit is nie sommer net jy moes wakker geword het nie. Daar's baie mense wat vanoggend nie wakker geword het nie. Daar's baie mense wat vanoggend wakker geword het en nie hemel toe is nie. My vraag is vandag, is jy reg? Is jy reg om te gaan hemel toe? Of gaan jy dalk na die verderf toe, daar waar die vuur gaan brand? Mense vat dit baie ligtelik op. Ek het gisteraand weer gelees in die woord en die hel bestaan definitief. Mense, dit kan te laat wees. Vandag is die dag. Vandag kan jy die verskil maak. Die Here is daar vir jou, vir ons almal, hy is lief vir ons almal. Hy klop aan ons deure. Ons moet net oopmaak en ontvang, dis al. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank. Of jy kan vir 'n beraader kom leer. Jy kan vir 'n evangelis. Jy kan jou bekwam om vir God te werk. Jy kan ook 'n gap jaar vat. Maar nou is ook gap seisoene. Dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire. En ja, dan soos julle gesien het, agter my is missionary Henry. Toe ek hier by School of Fire aankom, het ons maar begin met wat ons moet doen met studente, 'n bietjie beradings, bietjie preek en so aan. En ons was op uitreike gewees en ek het net gevoel op 'n stadium met die Here vir my gesê, Henry, jy kan nog meer doen. En ek het gebid oor dit en die Here het my gewys. Ek kan op TikToks live gaan, ek kan op Facebook live gaan en ek het die program begin Faith Unfiltered. En oral op advertensies aan julle sien staan, ek is missionary Henry bekend daarso. Ons doen die Faith Unfiltered, ons doen dit graag. Ek het gaste wat ek uitnooi na die program toe. Ons saai ook uit dan lewendig, dit alles live.
ek het ook besef op 'n stadium, ek doen baie lives op TikTok, maar ek doen dit nie vir die Here nie. En hierdie Here het met my gepraat en ek is so dankbaar dat ek dit vir die Here nou kan doen. En ja, ons het nou hier waar ek nou sit, is ons nuwe studio waar ons live gaan uitsaai. Dis wonderlik, ek kan nie wag nie. Ons eerste program is eersdaags, wat ons gaan uitsaai hierso. En dit is alles vir die Here. En hier doen ons leerlinge, ons leer vir mense, ons nooi mense in om te kom deelneem. En ek wil net sê, ons het op 'n vorige live het mense my gekontak van Lambert's Bay, 'n vrou wat getuienis gelewer het, hulle het hulle eie bediening, dis wonderlik hoe die Here met ons werk. En so 2 weke terug het 'n ex-bendeleier van Kaapstad het my gebel. En dit was verskriklik nice om te hoor hoe die ou getuig en dit wys net vir my die mense sien die goed raak en die Here werk op ander maniere. En daardeur kan ons sê dat sosiale media definitief aangewend kan word en moet word vir die verspreiding van die woord. Onthou net in die ou tyd, in die Bybelse tyd was daar nie WhatsApp nie, daar was nie TikTok nie, daar was nie Facebook nie, daar was niks so goed gewees nie. Nou het ons dit, so kom ons gebruik dit optimaal. Kom ons gebruik dit om die woord van die Here uit te kry. Kom ons gebruik dit om die evangelie te verkondig. So oorals kan jy gaan kyk op Facebook en daai kan jy net gaan kyk vir Missionary Henry en jy sal my tydskedule sien en die programme goed sien. Ja, dis nou almal uit en as jy dalk hierdie program kyk en jy het 'n getuienis om te lewer of enigiets om te sê, om net op te kom en ons te kontak en ons kan regtig gaan ons die tydslot gee wat jy kan inskakel en vir die wêreld vertel. Want jy is dit wat ons vandag doen, vertel ons van die wêreld en dit is wonderlik hoe mense aangeraak word, mense na vore kom, mense getuienis gee. Dit is regtig amazing en jy kan vandag, die verskil maak, deur vir iemand iets te vertel of iemand wat iets hoor en die Here kan aangryp nie. Dis wonderlik. So ek wil vir elkeen uitnooi vandag, kom na die Here toe, lees asseblief jou Bybel, bid vir die Here, vra vir hom waar jy kan help. Die woord sê vir ons, jy kan enigiets vir die Here vra en regtig hy sal jou help. Die Here het my in baie plekke gehelp. Die Here het my gehelp dat ek hom vandag kan dien. Die Here het my gehelp waar ek amper doodgemaak is. Die Here het my in baie situasies gehelp. En ek wil nou vandag, ek wil jou garantie, ek is nie 'n profeet nie, maar ek kan vir jou sê, as jy bid en vir die Here vra, gaan hy dit vir jou doen. Glo net in hom, hou vas aan hom en onthou, Jesus is baie, baie lief vir jou. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën.